Goeienaand gemeente. Wat 'n wonderlike voorreg om vanaand hier by mekaar te kan wees. Vergader in die Here se naam. Met die wete, môre herdenk ons Goeie Vrydag. Goeie Vrydag. Want dit is die dag waarop die Here Jesus Christus sy liefde aan ons kom wys het. Deur vir ons aan die kruis te sterf. Die aand voordat die Here gevange geneem is en gekruisig is, het hy op die donderdag aand die laaste avondmaal saam met sy disippels gevier. En hy het die nagmaal ingestel. So is dit ook 'n wonderlike voorreg vanaand wat ons het, om voordat ons Paasnaweek ingaan, weer ook saam hierdie maaltyd vanaand te kan neem, daaroor te kan dink en daaruit te kan leef, ook in hierdie Paasnaweek. Geliefdes, kom ons staan en ontvang die fotum en die seëngroet van die Here. Ontvang die seëngroet uit Romeine 15 vers 3. Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Ons lees vanaand saam uit Romeine 14 verse 13 tot 23. Laat ons mekaar dan nie meer veroordeel nie. Neem julle liewer voor om niks te doen wat jou broer kan aanstoot gee of tot 'n val kan bring nie. Omdat ek die Here Jesus ken, weet ek en is ek daarvan oortuig dat niks van self onrein is nie. Maar as iemand iets as onrein beskou, vir hom is dit dan onrein. As jy met wat jy eet, jou broer aanstoot gee, leef jy nie meer volgens die liefde nie. Moenie deur wat jy eet, iemand vir wie Christus gesterf het, laat verlore gaan nie. Moenie dat die goeie wat julle het, 'n slegte naam kry nie. Die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde, wat die Heilige Gees aan ons gee. Wie op hierdie manier vir Christus dien, geniet die guns van God en die agting van die mense. Laat ons dan beywer vir die dinge wat die onderlinge vrede en opbou bevorder. Moenie oor kos afbreek doen aan die werk van God nie. Alle kos is rein, maar dit is verkeerd om deur wat jy eet aanstoot te gee. Dit is goed as 'n mens nie vleis eet of wyn drink of enigiets doen wat jou broer laat struikel nie. Laat jou oortuiging hieroor 'n saak tussen jou en God wees. Gelukkig is die man
wat hom nie hoef te verwyd oor wat hy hom veroorloof nie. As iemand egter twyfel en tog eet, is hy klaar veroordeel, omdat hy dit nie uit geloofsoortuiging doen nie. En enige iets wat 'n mens nie uit geloofsoortuiging doen nie, is sonde. Geliefdes, hierdie perikoop is 'n perikoop wat ons weer laat dink aan die gesindheid van ons woorde en ons dade. Dis 'n gesindheid wat ons oproep om weer ons harte te ondersoek. Hoekom sê ek hierdie woorde? Hoekom tree ek op hierdie manier op? Geliefdes, in die gemeente van Romeine, en so ook vandag nog, is dit 'n groot uitdaging wat hier gestel word, waarmee ons vanaand en in ons huidige samelewing nog steeds mee worstel. Om deur ons woorde en ons optrede 'n ander gelowige tot val te bring. Iemand anders deur ons optrede of woorde te laat struikel in die geloof. Om kinders van God, medegelowiges, te veroordeel. En in hierdie brief van Romeine stel Paulus dit so duidelik, dat ons gesindheid moet ondersoek. Want 'n ware gelowige veroordeel nie 'n ander gelowige nie. Geliefdes, soveel keer besef ons nie die impak van dit wat ons sê en doen teenoor ander mense nie. Soveel keer praat ons te vinnig, tree ons te vinnig op, en ons verhouding met daardie persoon kry seer. Soveel keer rig ons skade aan, bring ons iemand tot 'n val, laat ons iemand struikel. En dit gebeur so maklik. Dit is ook baie makliker om iemand te veroordeel as om iemand in nederigheid te help. Veral wanneer ons voel en dink, hulle tree verkeerd op. Het is moeilik om iemand in liefde te help. Om iemand in liefde by te staan. Om iemand in liefde te ondersteun. Dis 'n uitdaging waarmee ons as gelowiges
net soos in die tyd van Romeine en voor dit, ook sukkel, ook struikel, ook mee worstel. Hierdie gedeelte sluit vir my so mooi aan, ook by die opsomming van die wet. Waar Jesus sê in Matteus 22, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Want in hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Omdat God vir ons lief is, geliefdes, veroordeel hy ons nie. In plaas daarvan om ons te veroordeel, tot dit wat ons eintlik verdien, die ewige dood. Die vlamme van die hel. In plaas daarvan om ons te veroordeel, stuur God sy seun, om vir ons op Goeie Vrydag aan 'n kruishout sy liefde te kom bewys. En soos ons net nou saam gesing en bely het, dit was nie die spykers wat Jesus aan daardie kruis gehou het nie, maar sy liefde vir ons. En so, geliefdes, is hier die woorde wat ons werklik van harte moet neem vandag. God het ons nie veroordeel nie. So ons het geen reg om mekaar te veroordeel nie. Verder is hier 'n belangrike gedagte in hierdie perikoop, om mekaar nie aanstoot te gee nie, om nie deur ons woorde en ons dade so op te tree, dat ons iemand skade aanrig, iemand verstoot, of iemand aanstoot gee nie. Maar geliefdes, ons weet, so dikwels breek ons woorde af. So dikwels struikel ons om nie aanstoot te gee nie. Ons struikel daarmee om nie skade te berokken in ons verhoudinge met mekaar nie. En in vers 19 kom die belangrike opdrag, laat ons dan beywer vir die dinge wat die onderlinge vrede en opbou bevorder. Is ons woorde en dade opbouend? Bevorder dit nog vrede? Bewys dit die liefde van Christus wat in ons woon? Vandag in die erediens het ons 'n stukkie plank na hierdie gemeente toegebring. En vanaand gaan hierdie stukkie plank
'n verteenwoordiging wees van ons verhoudinge. Saam met hierdie stukkie plank het ons ook spykers gebring. Spykers wat die seer en die pyn verteenwoordig. Geliefdes, ek wil graag vra dat u op hierdie plank en op hierdie spykers sal fokus en werklik hierdie geleentheid ook van gebruik sal maak om die eie lewe te ondersoek. Want so dikwels tree ons nie op in liefde nie. En so dikwels kap ons seer en pynlike spykers in verhoudings in ons lewe in. En ook in ons verhouding met die Here in. Kap 'n spyker in vir ons woorde wat veroordelend was. Kap 'n spyker in, want ons is nie altyd inagnemend teenoor ander nie. Kap 'n spyker in, want soms is ons woorde en dade dit wat ander laat struikel in die geloof. Kap 'n spyker in, omdat ons soms in kwaad en woede en haat reageer en optree en selfsugtig optree. Kap 'n spyker in, omdat ons twyfel. Geliefdes, dit is so maklik om hierdie spykers in te kap. In ons verhouding teenoor ander mense en in ons verhouding teenoor God. Dit gebeur so vinnig dat ons struikel en so vinnig reageer met woorde of dade en daardie spykers inkap. Ons is net mense. Dit gebeur met ons elkeen. En dalk ook kyk u vanaand na hierdie plank en u dink ook aan daardie seer en pynlike spykers wat ander mense in u lewe ingekap het. Geliefdes, dis baie makliker om daardie spykers van seer woorde en dade, van pynlike optrede in verhoudinge in te kap, as wat dit is om dit uit te haal. So dikwels wil ons graag hierdie spykers van seer en lyding uithaal. En ek wil graag vra dat ons ook hierdie spykers nou uithaal. Ons vra dikwels vir vergifnis vanaf die Here en vanaf ons verhouding met mense. En ons probeer ons woorde en ons dade en gesindheid verander, sodat hierdie spykers uitgetrek kan word. Ons probeer dit wat verwoes en seer maak,
Ons probeer dit verwyder. En dis 'n baie moeilike proses. 'n Moeilike proses van heling, van vergifnis. Maar wanneer ons nou na hierdie plank kyk, is die spykers uitgehaal. Maar daar waar die spykers ingekap was, daar is merke wat agtergebly het. Daar is gate, letsels, waar daai spykers ingekap is. Spykers is dalk uitgehaal, maar die merke en die letsels het op die plank agtergebly. Wanneer ons dink aan die verhoudinge in ons lewe, is daar ook letsels en seer in u lewe? Voel jy ook stikkend? Voel jy ook partykeer dat hierdie leemtes, hierdie gate u wil breek? Voel jy ook soms soos 'n vreemdeling in hierdie wêreld? Geliefdes, vandag is 'n herinnering dat ons met hierdie spykers in ons lewe, met hierdie letsels in ons lewe, na Jesus Christus toe moet gaan. Om 'n pad saam met die Here te stap, 'n proses saam met die Here deur te gaan. Want vir die Here kan ons nie hierdie letsels wegsteek nie. Vir die Here kan ons nie hierdie seer wegsteek nie. Vir die Here kan ons nie die spykers in ons lewe wegsteek nie. Dis ook 'n herinnering om na die Here toe te gaan en werklik om vergifnis te vra vir die letsels en die seer, die spykers wat ek in ander mense se lewens veroorsaak het en veroorsaak. Geliefdes, kom ons lees 1 Petrus 1, verse 17 tot 21. Aangesien julle hom as Vader aanroep, wat oor elke mens onpartydig volgens sy dade oordeel, lewe dan in eerbied vir hom, gedurende die tyd van julle vreemdelingskap in die wêreld. Julle weet tog, dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeërfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekloos en sonder liggaamsgebrek is. Reeds voor die skepping van die wêreld is hy hiervoor bestem, maar ter wille van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom. Deur hom glo julle in God, wat hom uit die dood opgewek
en aan hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig. Geliefdes, in hierdie brief wat Petrus hier skryf, is dit 'n tyd waarin gelowiges ook stikkend en gebreek voel. En Petrus kom hier en hy verseker hulle dat voor die wêreld begin het, voor God lewe in die mens ingeblaas het God dit reeds so beskik en geweet dat sy enigste seun gaan mens word en vir ons kom sterf aan die kruis. Om vir ons genesing te bring, om vir ons heling te bring, om vir ons vergifnis te bring. In hierdie tyd waarin Petrus skryf, was dit algemeen bekend dat mense die tradisie gevolg het om iets vir hulle sondes te bring om te offer, soos 'n lam of 'n dier. En nou bevestig Petrus hier, ons hoef nie meer hierdie offers te bring nie. Want Christus was die volmaakte, die volkome offer. Die bloed van die lam is waardig. En dit is ook wat ons herdenk in ons nagmaal. Dat ons vrygekoop is juis deur die bloed van ons verlosser. Geliefdes, Jesus is vir ons vasgeslaan aan 'n kruis op Golgotha, met spykers op Goeie Vrydag. En daardie spykers het letsels gelaat. Ons lees daarvan wanneer die Here Jesus Christus aan Thomas verskyn na sy opstanding. Waar Thomas sy hande in die letsels van die Here kon sit. Dit kon sien. Die Here Jesus Christus se liggaamlike liggaam ken pyn, ken lyding, ken seer. Die Here ken letsels. Hy weet die pyn wat daardie spykers veroorsaak. En so nooi die Here Jesus ons om met ons letsels, met die spykers in ons verhouding na hom toe te gaan. Hy self ken seer. Hy self ken pyn en lyding. Geliefdes, en daarom, wanneer ons op Goeie Vrydag opnuut gaan dink aan die kruisdood van die Here, mag die spykers van die kruis ons herinner om nie spykers van seer en pyn in ons verhoudinge met mekaar in te kap nie. Mag die kruis ons herinner aan die liefde van Christus, wat vir ons genesing en vergifnis bring.
Mag ons glo en mag ons hoop en mag ons vertrou op Jesus. Want hy is die een wat ons kom leer het om met die regte gesindheid te leef en om te sterf. Die een wat vir ons 'n ware voorbeeld is. Aan daardie kruis het Jesus nie aan homself gedink nie. Hy het sy goddelike roeping uitgevoer en ons bo homself geplaas. En in ons plek het hy aan daardie kruis gaan hang. Vir elke seer, vir elke pyn, vir elke letsel. En ons word opgeroep vanaand om in liefde, die liefde wat Christus ons kom leer het, daardie liefde uit te leef. Die eis van liefde wat vir ons sê ons moet mekaar aanvaar en ander bo onsself sit. Die eis van liefde wat sê leef selfverlonende liefde uit teenoor God, teenoor jou verhoudinge in jou lewe en teenoor jouself. Liefde wat eis, laat ons hemelse Vader se wil geskied en nie ons eie nie. Liefde wat eis dat ons vergewe. Liefde wat eis dat God se koninkryk eerste gestel sal word. Liefde wat eis dat ons sal volhard teen die versoeking van die bose. Liefde wat eis om die Here te loof en te prys tot die eer van sy naam en tot die verheerliking van sy naam. Geliefdes, nou ter voorbereiding van die nagmaal wat ons saam gaan hê. Kom ons sing as gebed staande, laat Heer die vrede deur my vloei.
Gemeente, kom ons sit. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so, ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet, en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy weerkom. Geliefdes, die nagmaal is dus 'n uitnodiging om ons aandeel aan die volle verlossing in Christus feestelik te vier en ons opnuut daarvan te verseker dat God vir ons lief is. Dit is 'n uitnodiging om in hierdie tafelgemeenskap weer bewus te raak van ons verhouding met ons lewende Here en ook so ons verhouding met mekaar. Geliefdes, u elkeen word uitgenooi vanaand om die nagmaal saam ook te geniet. Om die brood en die wyn te neem vanaand en Christus te vier en te herdenk. Geliefdes, elkeen wat 'n lidmaat is van die NG Kerk en so ook lidmate van ander kerke is met dieselfde belydenis, is welkom tot hierdie feesmaal. Om nou die volle seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat ons elkeen onsself nou in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voordat ons van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, en sodat ons nie 'n oordeel oor onsself bring nie. Ons word nou opnuut genooi om te dink oor die sondes in ons lewe, oor die pyn, die seer en die letsels in ons lewe. Laat ons onsself teenoor God verootmoedig. Kom ons gebruik nou hierdie oomblik van stilte om te vra vir die Here se vergifnis.
Mag die Here ons deur sy nagmaal ook versterk. Geliefdes, ons gaan nou geleentheid gee vir die kerkraad om die wyn en die brood uit te deel, en ons vra dat u sal wag tot u die brood en die wyn ontvang het, en daarna sal ons saam die nagmaal instel en saam die nagmaal gebruik. Ons dankie Jesus, ons neem die brood, 'n teken van die liggaam vir ons deurboor, en die beker vir ons geskink, 'n teken van die bloed vir ons gestort. Ons harte sing met dankbaarheid, u gee uself, u sterf vir my, o Lam van God. Ingestel die nuwe verbond, beseël deur die bloed. Die mens word aan God versoen, u is die Lam van God. Ons dankie Jesus, ons neem die brood, 'n teken van die liggaam vir ons deurboor, en die beker vir ons geskink, 'n teken van die bloed vir ons gestort. Ons harte sing met dankbaarheid, u gee uself, u sterf vir my, o Lam van God. Ingestel die nuwe verbond, beseël deur die bloed. Die mens word aan God versoen, o Lam van God. Ingestel die nuwe verbond, beseël deur die bloed. Die mens word aan God versoen, u is die Lam van God. Die Lam van God. Die Lam van God. U is die Lam. U is die Lam. U is die Lam. Die Lam van God. Die Lam van God. U is die Lam. O Lam van God. Ingestel die nuwe verbond, beseël deur die bloed. Die mens word aan God versoen, u is die Lam van God. U is die Lam van God. Geliefdes, met wyse van handopsteek is daar iemand wat oorgeslaan is. Geliefdes, waar ons Paasnaweek ingaan en met hierdie teken van brood en wyn nou in ons hande sit, dink ons saam aan die liggaam van Christus, wat vir ons op Goeie Vrydag gebreek is. Gebreek is sodat ons as gebroke mense mag deel hê aan sy liggaam en sy bloed. Kan deel hê aan sy dood en sy opstanding.
Geliefdes, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet en dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink daarvan en dink aan sy kosbare bloed wat vergiet is tot die versoening van ons sondes. Wat 'n voorreg. Wat 'n wonderlike genadegawe. Wat die Here Jesus Christus aan ons gee. Mag ons hierdie Paasfees versterk ingaan. Versterk deur sy bloed en deur sy liggaam. Versterk deur sy oneindigende, selfverlonende liefde vir ons. Amen. Geliefdes, ons gaan nou staan vir die seëngroet en dan ook die Onse Vader saam sing. Kom ons staan. In 1 Petrus 1 vers 2 staan: Soos God die Vader dit al vooraf bestem het, het hy julle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle genade en liefde in God se oorvloed wees. Amen. Vader in die hemel hoog, geheilig sy u naam. Gee dat u koninkryk hier kom en laat u wil geskied. Halleluja, halleluja, halleluja. Aan u behoort die koningskap, al die eer en heerlijkheid. Gee ons vandag ons dag se brood, vergeef ons al ons skuld, soos ons skuldenaars vergeef, ter ere van u naam. Halleluja, halleluja, halleluja.
die